Mis jy soms God se stem omdat die wêreld rondom jou te veel lawaai? Dis dalk juis nou die tyd van die jaar waar ons weer kan stil word. Vriende, goeiedag en welkom by hierdie week se Huisfiks. Ons is nou in Advent, 'n tyd wat vir eeue lank al gebruik word om stil te word, te wag en te bid en ook luisterend te wag op die Here se koms. Sondag wat verby was, het ons geluister na die eerste stem van Advent daar uit die woestyn uit, en dit is van Johannes die Doper, waar hy die pad voorberei vir die Here om te kom. En na aanleiding van Sondag se erediens waar ons so gefokus het op die paaie wat gelyk gemaak word en die hindernisse wat uit die weg geruim word vir ons ook in ons lewe nou, wil ek so bietjie meer uitbrei oor die hele gedagte hier rondom die woestyn waar Johannes die Doper se optrede plaasvind. Dit is immers mos die hoop dat Advent ons op 'n plek sal bring waar ons sal voel dat ons in die woestyn is, in daai stilte, deur die paaie gelyk te maak en die hindernisse uit die weg te ruim. Miskien moet ons dalk eers net vir mekaar weer sê dat die woestyn se betekenis terugwys na die 40 jaar wat God se volk daar in die woestyn rondgetrek het nadat hulle uit Egipte uitgetrek het. Dit was 'n tyd gewees waar hulle self voorberei het om dan nou weer in die beloofde land in te trek. 'n Tyd van suiwering en om gevorm te word om God se volk te wees daar tussen 'n klomp vreemde nasies. Daarom is Johannes die Doper se woestyn optrede ook voorbereiding vir die koms van ons Here Jesus Christus, en dis ook 'n mooi stuk teologie van afwagting en die verwagting van die koms van die Here. Ek lees weer vir jou so uit Lukas 3 van vers 2 af. In die tyd toe Annas en Kajafas die hoofpriesters was, het daar in die woestyn 'n woord van God na Johannes, seun van Sagaria, gekom. Hierna het hy in die hele omgewing van die Jordaan rondbeweeg en 'n doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig, soos daar geskryf staan in die boekrol met die woorde van die profeet Jesaja. 'n Stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Elke kloof sal opgevul en elke berg en heuwel sal plat gemaak word. Maak die krom paaie reguit en die hobbelrige paaie gelyk, dan sal alle mense sien hoe God verlossing bring. Die Bybel roep ons hiermee tot die insig dat God soms verkies om in stil plekke weer duidelik met ons te praat. Waarom dan 'n woestyn? Dis nie 'n noodwendige straf nie, dit is nie 'n plek wat in ons koppe dalk dor en droog en sonder lewe is nie, maar juis 'n plek waar daar min geraas is, waar daar min afleidings is en min dinge is wat vir jou aandag meeding. Dis net jy en God se stem. En dis juis wat Advent vir ons weer kom herinner. As jy die Here weer helder wil hoor, moet jy soms die wêreld se lawaai rondom jou net stil maak en sagter draai sodat jy weer opnuut die Here se stem kan hoor. 'n Paar praktiese voorstelle wat jy dalk kan oorweeg in hierdie Adventtyd as 'n geloofsritme. Neem 5 minute uit jou dag uit, elke dag, om vir jou so 'n woestyntydjie te maak, waar jy net kan stil word. Miskien is dit dalk in jou kar of in jou tuin, 'n stil plekkie ergens by die huis. Sit jou selfoon neer, sit daai boek wat jy lees neer, sit net in stilte met niks anderste wat vir jou aandag meeding nie. En dan bid dat die Here tot jou sal spreek. Jy hoef nie eers iets te voel of iets spesifieks te dink nie. Maak net 'n ruimte om stil te word en kyk wat gebeur. Baie mense ontdek in sulke stil word meditatiewe oomblikke, wanneer die lawaai stil is, dat hulle weer opnuut net iets moois en iets anders van God beleef. Kom ons bid saam.
Here, leer ons om die volume van ons lewens sagter te draai, sodat U stem weer duidelik in ons harte kan opklink. Laat hierdie advent vir ons 'n plek van stilte, ontvanklikheid en nuwe hoop word, soos wat ons in groot afwagting wag op die koms van ons Here. Amen. Mooi dag vir jou.